Mense. Het is belangrijk om God die God se woord te luister en na God te luister en hy met jou praat as wat jy na mense luister. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Praise the Lord. Ek is Martin Black. Ek is 'n normale mens, nes julle. As niks anders dit van my as wat julle is. I always say I am blessed and highly favored. Why? Because I'm walking close with God. Amen. Because God says in His Word, draw close to me and I will draw closer to you. Yes. So dit beteken in Afrikaans dat sodra ek nader tot God, kom God in nader tot my. Amen. God ag jou so belangrik dat hy jou maak. Yes. Dis hoe God mens gemaak het. En in die begin, wat was die mens? Kom, dis mens. Die woord was. Toe die Here gesê het, kom ons maak mens. Soos ons. Ek is nie soos my nie, soos ek. Ek is nie soos ons. Yes. Ja. Soos ons. So ons is in die geheel gemaak. Soos Jesus. En dit is nie waar ek gepraat het. Net wat die Here op haar ons vir julle gesê het. So kom ons sluit net vir die oor en maak ons net ons oor toe na dit. Here ons almagtige God en Vader, U weet dat ek net 'n instrument in U hande is volg. U wou ons lees in die woord wat U my gegee het, Here, vra dat U die woord sal oopbreek en ieder en elk sal verstaan wat U probeer sê vandag. Here, seën hierdie woord. Maak ons geestelike oë, ore, gedagtes oop vanoggend, soos nog nooit van tevore nie. Dis my gebed en my hartsbegeerte vanoggend vir U koninkryk. Amen. Amen. So. Ek hou van praat oor basiese beginsels in die Bybel. En dan baie keer ons as mens sukkel om dit te volg. En ons kry dit heeltemal verkeerd. En die Here het my begin praat so julle ruk na wat hy vir my sê. Dis tyd dat ons kerk en ons huis in orde kry. My huis, hy sê my huis is nie in orde. So beteken sy kerk is nie in orde. Dis tyd dat ons die kerk moet terugbring waar hy was. Wanneer was jy in jou gemeente? Wanneer was jy in die gemeente? Ons sien dit nie. Maar ons vertrou op mens. Ons vertrou nie op God. En die basiese beginsel wat ek volgens vir julle wil lees is uit Lukas 11 vanaf vers 9. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal nie gegee word nie. Soek en vir julle, en vir julle sal nie gegee, julle sal nie vind nie. Klop en vir julle sal nie oopgemaak word. Amen. Dit is reg. Excuse? Wat se Bybel is, ja? So julle kan lees. So julle kan lees. Okay. Dis mooi maar. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons doen wat die beginsel van ons sê? Nou, nie net, ja. Sien, ek het 'n respons gekry. Ek het 'n respons gekry. Wat was die respons? Ek het nie nou nie. As ek nie die vraag vra nie, gaan niemand weet wat my pla nie.
is ek verkeerd? As ek siek is, en dan gaan nie na die pastoor toe en sê, pastoor, ek is siek, bid vir my. Hoe gaan die pastoor weet jy siek? Is hy 'n magician? Nee, hy is 'n mens, ek en jy. Wat sê die woord van God? As iemand wat siek is, gaan nie die pastoor toe by die ouderlinge en die diakens toe. Laat hulle hande oplê vir jou, jouself met olie en hoor hoe bid. Beginsels. Dis beginsels wat in die woord van God is, wat ons nie doen. En dan wonder ons, hoekom laat ons kerk leeg? Want ons as mens staan nie saam nie. Ons as mens ondersteun nie mekaar nie. Ons as mens volg nie. Waar is dit beginsels wat God vir ons neergelê het? Maar nie beginsels. Hierdie beginsels kry deur verskillende mense. En die ergste van alles is van hierdie vers. Sit ek gou vir my die eerste vers op los. En ek sê vir julle. En ek sê vir julle, nie ek maak dit nie. Jesus sê vir julle, dis 'n hoofletter reg. Ek, Jesus sê vir julle, klop. En jy sal gemaak word. Vra en ek sal vir jou gee. Dis wat Jesus dan sê. Hy sê, ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. En vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Maar ek is baie belangrik daarvoor. Ons vergeet baie keer van Jesus wat ons begin vra. En is tyd dat wanneer ons in 'n kerk sit, wanneer ons hiervoor gaan uitlees uit 'n Bybel uit, mense begin opstaan en sê, "O, pastoor, wag, stop, brief, time out." Ek verstaan nie wat jy lees nie. Ek verstaan nie wat jy nou vir my probeer leer. Maar dis ons werk. En ons gaan gejudge word, erger as wat die mens normale mens gejudge word. Wanneer ons het al julle bloed op ons hande. Soos ons valse leerlinge gee wat nie in die woord is nie, ons gaan pak sal kry. So dis ons werk om julle reg te teach. So as ons julle verkeerd teach, is julle bloed op ons hande. En ons is geneig om die woord verkeerd te interpreteer. Hoekom? Wat het die volgende die pastoor hart? Nee. Maar ons vertrou nie meer op God se gees nie, want dis my kerk. Dis nie God se kerk, dis my kerk. Nee. Baie van die kerk is so. En jy maar wat van my? Ek doen wat die Here vir my sê. Dis God se kerk. Dis God se nasie. Dis God se mense wat hy in die hemel saam met hom wil hê. En dis jou vrye gawe en keuse of jy daai opsie wil hê of nie. Maar baie van ons kom op maar kerk en dan luister ons maar net wat die pastoor vanoggend praat. Ja, hy het dit nou regtig niks vir my gedoen vanoggend. Absoluut zero. Daai versie ken ek al van 19 voetstuk af. Ja. Maar julle het nog nooit gesien dat Jesus self vir julle gesê het, klop en vir julle sal gegee word, né? Want ons lees net die wat ons wil en ons verstaan net die wat ons wil verstaan. Want ons vergeet van die pak slaag wat op ons wag. Wie gebruik nagmaal? Almal van ons. Interessant. Ek gister hierdie week met vriende. Okay. Daai teks daai kwela teks voor in my wiel steering so geskop. Sien. Kom aan, ek weet nie sit van julle. Sien, ons doen goed. En dan kom ons kerk toe en ons neem aan daai tafel wat
God vir ons gegee. En dan besef ons nie wat ons doen. Want die woord van God sê, dat as jy iets teen jou broer of jou suster het, moenie van daai tafel eet of drink nie. Moenie, want jy drink of eet 'n oordeel oor jouself. Wat beteken dit? Wie kan my sê? Bindings voor jezelf. Wat is 'n bindings? Dood oor jouself. Sien, wanneer jy in die neighbor gestry het ook. My neighbor is 'n dodgy neighbor. Hy is very dodgy. Hy wil hom eers groet nie. Is dit die vrug van die Gees wat Jesus wil hê ons moet uitleef? Wat is ons Christene? Dis ons wat sê ons is kinders van God. Wat so reageer? Of is ek verkeerd? Is dit verkeerd? Ek weet. Ek is skuldig. Ek is ook skuldig. Hoekom? Want ons is mens. Maar die lekker ding van dit is, ons te koning. Waarna toe ons kan gaan en sê, papa, ek het al weer geval. Vergewe my. En help my dat ek dit weet het. Maar die verskil kom en dan doen ons dit dan net weer. Want ons kan weer gaan maak verskoning vir. Want is mak. Maar dit is tyd dat ons begin vas staan op die woord van God en begin doen wat God se woord vir ons sê. Yes. Ons is te geneig om te vergeet van die woord van God. Wie het gisteraan Bybel gelees? Ek het nie. Wie het hierdie week Bybel gelees? Ek het nie. Wie het hierdie laaste 2 weke Bybel gelees? Ek het nie. Wie het die laaste 3 weke Bybel gelees? Ek het nie. Is pastoor nie nou. Jy sien, maar die woord van God sê, skryf dit op jou hartstafels neer, want eendag wanneer hy weggevat word, dan het jy niks om te lees. Yes. Jy moet dit van hier af ken. Dr. Lemmer Du Plessis ken hom woord vir woord van die begin tot die einde, dubbelpunt, komma en uitroepteken en vraagteken. Van voor tot agter. Dis hoe goed hy is. Want hy het afgegee op die woord van God wat sê, skryf dit op jou hartstafels neer. En hy het dit beoefen. En dis wat ons moet begin doen. Want die dag as hy wegval, dan het jy alles iets. Sien, probleem is, ons as ouers, ons het vergeet die gelofte wat ons gemaak het aan God. Wat was daai gelofte? My kinders op te voed in die Here se naam. Ekskuus? My kinders op te voed in die Here se naam. My kinders op te voed in die Here. Ons het geval. Ons is ouers. Ons het vir ons kinders wat gesê, ons was gefors om kerk toe te gaan, ons gaan nie meer julle fors nie. Dis mos die woorde wat ons gebruik, né? Of is ek verkeerd? Doen wat jy wil. Wat gebeur nou? Waar is jou kind voor? Kom sy nie in die kerk. Daai kind se bloed is op jou hand. Daai kind se bloed is op ons hand. Ken hy God? Ken hy die koning Jesus, wat vir hom gesterf het op die kruis van Golgotha? Dis eintlik woord vanoggend. Ek weet, dan vra ek myself op. Wil jy van die kerk? Jy sien, wanneer ons begin praat met mekaar en ons deel met mekaar, en ons praat hierdie ding, gaan jy uit en jy gaan dink oor wat gesê was.
En jy gaan memoreer oor wat gesê was. En jy gaan praat met jou neighbor en sê, "Jesus, maar daai pastoor is darem maar reguit." Ek like hom niks. En ons like ons nie reguit mense nie, né? Nee, ons like nie reguit mense nie. Wat is eerlik? Just hou my darem maar reguit in my gesig gesê het. He told me straight into my face. Direct translation. Sien, is tyd dat ons teruggaan van waarop ons kom. En is tyd dat ons teruggaan en ons woord begin leer en onthou en op ons hartstafel skryf. Ons is maklik om te oordeel. We are very easily judgmental people. Yes. Hy pastoor lees vir 3 weke eers Bybel nie. Hoe kan hy vir my kom preek? Hoe kan hy vir my kom preek? Wat sê die woord van judge? Dis ook jy wat judge. En jy wat judge, sal gejudge word op die manier wat jy gejudge het. En dis wat ons doen in ons kerke. Tannie Sunny het alweer dieselfde klere aan as wat sy 2-3 weke terug aangegaan het. Het jy ooit dat Tannie Sunny toe gegaan het gevra, het sy net daai klere of het sy nog ander klere? Het sy hulp nodig? Maar jy sal haar eerder judge oor daai klere wat sy aan het. Is ek reg of is ek verkeerd? Ons wil sit en skinder in die kerk, rather om vir iemand te bid. Ja, ons lag oor, want dis die waarheid. Ons lag oor, want dis die waarheid. Wanneer laas jy na jou broer toe gegaan en gesê, brother, was jy reg? Mooi so, bly alles is reg. Maar jy sal eerder sê, kies vir jou pastoor Dirk het jou vanoggend geskreeu oor hy like toe hy sing jou. Dit was nou rarig en mooi gewees vanoggend die praise and worship. In steede om te gaan en sê, pastoor, volgende keer sê net julle voices op die musiek, 'n bietjie sagter dink, gaan baie beter wees. Kan hy offended voel? Ja, hy's 'n mens. Wie is jy om my te kom vertel oor wat gaan aan op my musiek? Is ek reg of is ek verkeerd? Maar dit is met liefde. Pastoor, ek wil jou 'n tip gee. Ek dink net, ons moet die musiek 'n bietjie adjust. Dis hoe jy met iemand kommunikeer. Dis hoe jy met iemand praat. Dis hoe jy die boodskap oordra na iemand. Ek kan gaan en ek kan sê, kom ons gesels. My hele attitude is verkeerd. My hele menswees is verkeerd. Waar wat daar sit en nou dink, jy's hierdie ou wil boks. Maar gaan jy daaroor hê? Vat jou stoel, sit mooi weg, saggies neer en sit mooi wel. Broer, suster, wat jy bedoel? Waarmee kan ons help? Hoe kan ons die situasie hanteer? Dis hoe jy jouself represent in God. Dis hoe die vrug van die Gees deur jou werk. Want die woord van God sê, aan jou vrug sal ek jou herken. Nie aan jou mens wees nie, aan die vrug wat jy dra, sal ek jou herken. En hoe gou die vrug van die Gees op? Hoe vanaf? Nommer 1? Liefde. Nommer 2? Nommer 2? Vrede? Moedigheid? Langmoedigheid? Vriendelijkheid? Wat? Sê gou laaste een? Yes, man, dis nou een wat ons onderbreek kan. Ja? Al die ander is maklik. Is dit nie? Maar hy self wees. Benelde, daar is 'n fisieke volgende.
Hy selfbeheersing is nou al. Wie is jy om my te vertel my haar is skeef? Skeef wat kan kom? Wie is jy? Selfbeheersing, uit by die deur. In plaas van net so, jy stankie man, dit vir my te sê. Want as jy nie selfbeheersing het nie, hoe kan jy goedheid in jou hê? As jy nie selfbeheersing het nie, hoe kan jy liefde in jou hê? As jy nie selfbeheersing het nie, hoe kan jy vrede in jou hê? As jy nie selfbeheersing het nie, hoe kan jy liefde toon teenoor ander? Wat jy ander vrede, liefde, blydskap, lankmoedigheid. Hoe kan jy al daai goed aan iemand toon as jy nie selfbeheersing het nie? En hoekom is selfbeheersing laaste? Hoe is dit eerste? Hy is die moedigste een. Jy al so daan gedink. Jy begin nie self jou. Maar ons moet ons self begin nie, broer. Nee. Ek wil by hy oom begin. Hoekom sê hy oom nie langs die kant? Hoekom sê hy in die stoel? Ek gaan hom vra. Dis wat ek weet. Verstaan jy? Dis wat die ons is. Ons moet judgmental wees. In steede van net om na iemand te gaan. Dis want as jy al ry daar mense, want jy sit nou op 3 stoel hier, lyk of jy hom gemaklik sit. Verstaan jy? Daar's maniere om met mense te praat en uit te vind wat is die situasie. En om die liefde van God deur jou te toon aan jou medemens. Wanneer laas het jy jou buurman genooi vir koffie? Hy dodgy buurman. Wanneer laas? Maar dis feite. Ons wil hom nie nooi want hy is dodgy. Nooi die dodgy buurman, laat die buurman, wat gaan nou hier? En as hy deur oopgemaak en dan begin jy om die woord van God te deel. In steede van om te skinder van die ander buurman aan die ander kant. En dis wat ons doen. Ons sal eerder by een buurman skinder van die ander buurman en gaan skinder by hy buurman van die ander buurman aan daai kant. Dis tyd dat ons minder met nitty-gritty goeders te doen het en meer met God se woord. In Ierland het ek al in die 2,5 jaar oor 100 mense ontmoet. En raai hoe? Raai hoe? Nie deur my mens wees nie. Nou wees. Sy by my kom praat en hy gee my daai greepie van 'n gap wat hy deur oopmaak vir godsdienst. Dan sit ek my voet in en sê ek, hallo, hier is ek ook. Ken jy God? Ek het een aand by mense in hulle kombuis gesit, waar 6 ure vir my vir 20 minute geluister, vertel ek hulle die woord van die begin tot die einde, sonder dat ek weet hoe ek het reg gekry, en toe vra hulle my, but why nobody explained it like that? En God het met hulle begin werk. Dus hoe bereidwillig is jy om God se woord aan mense te verkondig? Hoe bereidwillig is jy as persoon om na iemand toe te gaan, uit jou vrymoedigheid, uit jou comfortzone uit te klim en te sê, ken jy Jesus? Want hy het hier opgemaak. Yster slyp yster. Hou bang wees. Vertrou op God se gees. God het ons nie wees agtergelaat. Het hy? Wie het agtergelaat vir ons? Heilige Gees. Wie? Heilige Gees. Heilige Gees. As jy vertrou op God se gees, hoe kan jy verkeerd gaan? Hoe kan jy verkeerd gaan? Kan jy verkeerd gaan? Ja. As jy nie luister nie, as jy nie reg ingetune is nie. Tune in. Kry jou frekwensie reg. Begin vertrou op God se woord.
Daar was 'n antwoord. Want as ek dit gedoen het, hoe weet iemand ek klop? As ek dit begin soekie, hier is net vir sy water, sy kan van het. Sal ek gevind het? Hoe gaan dit met jou? Goed. Alles reg hoor. Niks fout nie. Waarom se kar? Net jy kry. Waarom jy kar? Ons gaan hom bless met 'n kar, moenie worry nie. Daai blessing sal kom. Speak your blessing into existence. Amen. Dis tyd dat ons dit ook besef. Ons is so gewoond om net te aanvaar dat dit ons het nie. En ons kan nie kry nie. Maar daar het ek nou net gesê, soek en jy sal vind. Yes. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Vra en vir jou sal gegee word. Speak your blessing into existence. Bid vir daai kar. Vra vir die Here, daai groen Mazda 323 of daai groen Mazda 3, ek soek hom. Max, wees spesifiek. Julle jong mense, wees spesifiek wanneer julle bid. Bid saam mekaar, nie teen mekaar nie. Sy moet weet wat jy wil hê en jy moet weet wat sy wil hê. Yes. Dis hoekom julle een is. Toe julle gaan trou, is dit of is ek verkeerd? Want ek het nog 'n probleem, ek moet my pastoor gaan sien want ons is nou al 4. Sien jy nou? Vriend, maar dis een in God. Dis tyd dat ons besef ons het te doen met die Mouse en Minnie Mouse. Ons het te doen met cartoon characters. Stop op. Sê vir hulle waarvoor jy gevra. Nee, hulle weet. Wat? Weet hulle? Ja, hulle weet. Sy het 'n briefie geskryf vir Jesus. Jesus. Maar sy het op pastoor se seun beskryf. Nie my nie. Op pastoor se seun. Nou moet jy nou voel. En die dag ons terug te sien sê, "Haai, maar kyk nou hierso. Alles wat ek gevra het." En nou is ek ook 'n pastoor. Hè? Sien jy spesifiek jy moet weet. As jy nie spesifiek is nie. God wil hê jy moet spesifiek wees. God weet wat is jou hartsbegeerte ook. God weet wat jy nodig het. God weet waarmee jy kan wegkom en wat jy kan hanteer. Maar ons sit in as en dan sit ons maar net daar. Wie kry my maar jammer asseblief. Nee? Ja man. Jy kan vas staan op God se woord. As jy op sy woord kan vas staan, kan jy aan hom vertrou. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Sê ek wil so sê nie. Dis die woord van God wat so sê. Ons is geneig net om maar te sit en aan te neem. Dis maar my lot hierdie om swaar te kry. Dis my lot om in die situasie te wees waar dit is. Nee man. Vra God se hulp. Vat daai probleem wat jy het, dan gaan sit op sy voet en sê, Here Jesus, ek is klaar met dit. Draai om en loop weg. Nee, ons 90% van ons stel hom maar weer op en sit ons net onder arm oor die skouder en loop ons maar weer weg met dieselfde probleem. Dan môre kla ons oor dieselfde. It's time to change your situation. It's time to believe that God can change your circumstances. Yes. It's not for us to do it. It's for you yourself to do it. Ek kan dit vir jou. Net God kan dit vir jou. En ons is geneig om te wag vir die pastoor. Want hy was nou 3 weke laas nie by my gewees het om kuier om te hoor hoe gaan dit met my. Ek like daai pastoor ook nou nie meer. Pastoor het jou gevra kom maak by my uitdraai. Dan sê die pastoor, ja, maar ek was besig geweest. Ja, maar pastoor, ek het rarig, jy moet kom.
Hoekom kom jy nie na die pastoor toe? Hoekom moet hy jou toe kom? In die ou dae het hulle gegaan en hulle het saam met Jesus geloop, is ek reg? Wat het Jesus hulle geleer? Baie. Tonne goed is. En hulle het nie so stil gesit in 'n huis aan kom nie. Het hulle? Wat het hulle gedoen? Hulle besig. Waarmee was hulle besig? Hulle het gepraat met Jesus, maar hoekom sê jy so? Gaan praat met Jesus. Ons sê dan, hy is dieselfde God wat van gister, vandag en môre tot in ewigheid. So hoekom sal hy nie terugpraat met jou? Sien want ons is die ou getune om te hoor wat hy vir ons te sê. Kry jou frekwensie reg met God. Tune in dat jy weet wanneer ek met God praat, ek my antwoord. Dis die pastore nodig nie. Waarom wat sê jy? Ons is hier net om julle te teach en julle te help waar ons kan. Maar jy het al die mag en krag in jou eie hande met 'n oop kanaal tot Jesus Christus. Amen. Try it. En dan bly hulle oor so jare aan Ierland, dan sê hulle vir my, "Jesus, hoor jy, ek het reg gekry wat jy vir my gesê het. Ek sal opspring, ek sal jubel en ek sal juig." Dan weet ek niemand het geluister. Dis altyd maklik in ons werksomstandighede. Dis dit. Want die baas is een oomblik so, die volgende oomblik is die baas so. Vandag doen ek iets goeds, môre doen ek niks as hy oor wat goed is. Salf sy stoel, man. As jy hom nie kan salf sy stoel. Maak soos hy gemaak. Salf sy stoel. Dat hy jou begin Christelike prentjies stuur. Hulle change vir my. Hy stoel raak warm. Hulle kan nie hy opsie hanteer nie. Moenie bang wees nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand nie. Romans 8 vers 30. Van my misteek. Want met my God spring ek oor muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God kan ek baie reg. Maar waar staan jy in Jesus? En as jy nie standvastig is op sy woord nie, kom die duiwel en hy kom sê, moenie aan man se stoel salf nie. Daai man het 'n kamer aan sy kantoor, en hy man gaan vir jou fire. Wat? As ons bang en loop ons weg. Weet jy nodig om te weet dat jy die stoel gesalf het. Salf jou hande en dan groet jou en dan sê jy, môre baas, gaan met jou. En hoop jy 'n goeie dag vandag. Terwyl jy so dan bid jy in jou gedagtes, Here, verander hierdie man vandag. Change this man's attitude. Jy het die mag en die krag, jy het 'n oop kanaal tot God wat jy vir hom kan sê wat jy wil hê. Maar God wil hê ons moet hom vra. Maar ons wil eers ons eie God vra nie. Want ons wil ons self alles doen. It's time to change. It's time to change the church. It's time to change the strategy and the thinking of people in the church. Maar die vraag is, wil jy verander? Do you want to change? Is the question. Or do I want to be in this kind of comfort zone where I am currently every day for the rest of my life? Accept God and His word. Because if you do this, promise you, nothing can touch you. Want wanneer iemand doodgaan, gaan jy jubel en jy gaan juig. Want jy gaan weet,
daai persoon is in die hemel. Hmm. Jy gaan bly wees en mense gaan dink, Nou, vir dit. jy is mal, jy is heeltemal van jou looitjie gepik. Né? Maar dis wat die woord van God ons leer. Hmm. Maar ons doen nie wat die woord van God ons leer. Ons wil gaan sit in as, sak in as en ons wil gaan sê, Here, hoekom het jy hom weggevat? Hoekom is hy dood? Hoekom? Wat nou kan ek sukkel? Al die negatiewe dinge wat in ons gedagtes aangaan. Klouder ons net heeltemal, maak ons heeltemal bewolk en ons onttrek van mense af en ons wil nie mense sien nie, ons wil nie met mense te doen hê nie, want almal is vals en almal is nie daar vir my gewees nie, want die dag van die begrafnis was almal daar, kom wit gesiggie wys, mooi gesiggie wys. Ja, sê weer. Sê weer. En dan die kos kom eet, ja. Dis al hoe kom hulle daar was. Dis wat ons doen, dis wat ons sê. Maar ons doen niks omtrent nie. Want ons laat dit dan net weer gebeur, en weer gebeur, en weer gebeur, en weer gebeur. In steede van God te vra, wat van u hê moet ek doen? Wat is die plan nou vir my, omdat my partner weggevat is? Wat is die plan van my, omdat my oom weggevat is? Wat is die plan van my, omdat my tannie weggevat is? Wat is die plan van my, omdat my ouma weggevat is? Wat is die plan van my, omdat my oupa weggevat is? Maar God het vir jou 'n plan. Ieder en elk van ons. He knows the plan that was for. He knows the plans? I know the plans to prosper. Nie om agter te bly nie. Hoekom sukkel my vrou so vanoggend om haar te praat? Die bang, dis kom vir die mense. He knows the plans he has formed for you to prosper. Not for me to prosper, for you to prosper. Maar jy kan nie prosper as jy nie vir hom vra, wat moet jy doen nie, wat wil hy hê moet ek doen nie. God is 'n two-way street, hy wil weet die begeertes van jou hart, dat jy dit ook soek, dit wat hy vir jou beplan het, voordat jy gevorm was in jou moeder se skoot. Because he knew you by your name, before you were formed in your mother's womb. Dis ons God. So hy weet presies wat jy nodig het. Hy weet presies hoe om soek 'n kar. Hy weet dit. Hy wag net vir hom om vir hom te sê, ek soek daai groen Mazda 3 met die Max met die 16-inch wiele. Dis al. Low profile gedrop, lekker airflow exhaust op. Hy wil weet wat ons soek. Want as ons dit hom sê nie, gaan hy vir ons wag en dan mis ons blessings. Amen. Speak your blessings into existence. En nie meer sluit dit af. Wanneer laas het jy reg gaan bid in jou binnekamer en jou Here sê? Wanneer laas? Wanneer laas het jy dit? Is dit nie wat die woord van God ons leer? Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid tot hom. Doen dit. Try dit. Try dit 'n bietjie. Ek challenge jou. Ek Martin Black challenge jou. Gaan in jou binnekamer en bid. Sluit daai deur. Dat jy meisie 'n bietjie buite bly. Net vir daai halfuur wat jy met die Here gaan praat. Daai halfuur gaan jou nie doodmaak om met jou spouse en jou gaarde en gaan jy nie doodmaak nie. Gaan praat net 'n bietjie oor binne met die Here. One-on-one. Ervaar sy teenwoordigheid in jou binnekamer. En dan kom jy terug en sê vir my, Martin, damn, dit was lekker geweest. Jy het baie keer 'n baie nader ontmoeting met God in jou binnekamer soos jy in 'n kerk het vandag. Luister wat ek vir jou sê vandag. Maar ons ervaar dit wat ons doen het. So dis 'n challenge aan die kerk. Try it this week. And let me know. Mag die Here julle ryklik seën.
En julle gee die begeertes van julle hart. En dat elkeen van julle wat geluister het volgende, dit op julle hartstafels neerskryf. Want dit is 'n basiese beginsel van die woord van God. En daai basiese beginsel kan baie deure vir jou oopmaak. God gee vir ons die sleutels. Ons is net baie keer amper 6:12 lei. Ek word net gesê toe. Want ons sien nie die sleutels wat God vir ons gee. Ons doen nie altyd. En dan baie keer is dit nodig dat iemand vir ons net kom sê, dis vir jou 'n lekker sleutel. 'n Goeie sleutel. Dis tyd dat ons daai sleutels begin gebruik tot ons eie voordeel, sodat ons die koninkryk van God kan werk. Want ek sê nou vir jou, hoe meer jy vir God vra, hoe meer gaan hy vir jou doen, hoe meer gaan jy van God wil hê, hoe nader gaan jy aan God begin beweeg, en hoe nader gaan God aan jou kom, en voor jy nou jou oë kan uitvee, sê hy vir jou, it's a son close to my heart, it's a daughter close to my heart. Gaan lees Genesis 5, dis 'n geslagsregister. Gaan lees jy daar en sien jy, hulle het 300 jaar met God gebou. Hierdie persoon het 500 jaar saam met God gebou. Was dit in die begin, die middel of die einde van sy lewe? Gaan doen 'n bietjie investigation. Dis interessant. Dis baie interessant. Hoe lank loop jy al met God? Ek gaan kyk wat hulle reg kry. Sara is 'n goeie voorbeeld. Die reg is al te oud, ek soek 'n wapen. Sê Here, wel vandag oor 'n jaar sal jy 'n moeder wees. Né? En wat sê? Ja, want sy het God gevra en sê, "Goeie kind asseblief." En sy God genek en God genek en God genek. Dis tyd dat ons dit doen. Want dit is dieselfde God wat hulle gedien het wat ons dien vandag. Tot in ewigheid. Wie gaan ons help?